Goed, ons is nou in Lukas 22 se volgende gedeelte vanaf vers 39 tot 46. Ons lees vanaf vers 39. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid. En gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by die disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Goed. Nou, as jy nou die gedeelte in Matteus 26 gaan lees oor Jesus se tyd, en ons kan hier sien ons, hy is volgens gewoonte het Jesus, wanneer hy uit die stad uitgegaan het, het hy na die Olyfberg toe gegaan. Ons sien in Jesus se hele bediening dat Jesus oornag nie in Jerusalem nie. En daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor, ons het dit al gehanteer. Jesus het hom nie vereenselwig met die godsdienstige sisteem wat in Jerusalem gebesig was nie. En daarom het hy nie daar oornag nie, hy het inbeweeg en dan het hy onmiddellik weer uitgekom. So dit ondervind ons gereeld in Jesus se hele bediening, vind ons dat hy oornag nie daar nie. Goed. Nou, so waar is Jesus? Hy het soos volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. Waar bevind hy homself? Dan sien ons in Matteus 26, dan sien ons in vers 36 dat Jesus gaan Getsemane toe. Nou, dis altyd nodig vir ons om net 'n bietjie dieper te kyk na as die woord 'n spesifieke stelling maak, en die spesifieke stelling wat gemaak word is in vers 36 van Matteus 26. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. Nou as hy sê 'n plek met die naam, dan moet jy in die konkordans of in die Strongs moet jy gaan kyk wat beteken die woord Getsemane. En dan kom jy agter Getsemane beteken oil press. En dan as jy 'n bietjie verder gaan kyk, dan word daarna verwys as 'n wine press. So dis 'n pars wat hulle gebruik het om die olywe te vat, en die olywe, so die olie wat in die olyf is, moet gepers word, met baie krag gepers word, sodat daai olie uit die olywe uit kan kom. Goed, en so ons sal nou bietjie nader by kyk, so wat beteken dit vir ons in terme van die evangelie? So Jesus is by Getsemane, en sy disippels gaan saam met hom. En toe hy op die plek kom, vers 40, sê hy vir hulle: bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy sê dit 2 keer, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Nou moet 'n mens versoeking reg verstaan, want andersins gaan jy dink dis 'n langtermyn opdrag wat Jesus gee, wat wel so is. So hy sê, daar gaan versoekinge kom. Maar wat is die betekenis van hierdie versoeking? En dan, as 'n mens dieper begin kyk na wat hier besig is om te gebeur, dan besef jy dat Jesus weet wat vir hom wag. Hy weet dat die who's who van die godsdienstige bestel, van die Sanhedrin wat in Jerusalem was, hulle het 'n groep mense uitgestuur wat hulle verteenwoordig om Jesus gevange te kom neem.
en hy weet ook met die wreedheid waarmee die Satan te werk gaan, en die intimidasie en alles wat daarmee, so ons verstaan die hele beginsel van die brullende leeu, maar die brullende leeu kom altyd tevoorskyn uit godsdiens uit. In my eie stap met die Here het ek dit nie net een keer beleef nie, ek het verskeie keer beleef. Hoe die leeu opstaan in mense, wanneer jy nie met hulle mee wil saamgaan nie, wanneer jy nie saamstem met hulle manier van dinge doen, en hulle leringe wat hulle verkondig nie, dan gaan hy verander van 'n lammetjie na 'n leeu toe in 'n oomblik. En ek het dit verskeie keer beleef. En wat Jesus hier vir sy disippels sê, julle gaan nodig hê om nou te bid, dat julle nie in die versoeking kom. En wat is hierdie versoeking? Die versoeking om te soeg onder die druk wat hulle op julle gaan plaas nie. Bid nou dat julle staande sal bly onder die druk wat kom. Want dit is waaroor Getsemane gaan. Dit gaan oor die druk wat gaan kom. Vers 41. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as wat 'n mens 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid. Hoekom het Jesus nie daar in hulle midde gesit nie? Want hy het geweet, as hy gaan hard bid voor hulle, wat hy gaan bid, gaan hulle soog, gaan hulle onder die versoeking val, want dit wat hy vir sy Vader gesê het hulle nog nie uit sy mond uit gehoor nie. Hulle het gesien, hier is 'n man wat beheer het, niemand kry hom onder nie, hulle verskeie keer probeer hulle Jesus doodmaak, maar hy bly net beheer vat, maar in hierdie geval weet hy, dat as hy nou gaan bid wat hy gaan bid, en hulle hoor dit, dan gaan hulle onder die versoeking soog. En daarom gaan hy gaan so ver as wat jy met 'n klip kan gooi. Nou as jy hard genoeg met 'n klip gooi, en jy gaan dan daar om te bid, dan gaan hulle nie hoor wat jy sê nie. En Jesus bid, en dan sê hy die volgende: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem. As U tog maar net hierdie beker van my wil wegneem. Met ander woorde, Jesus het vir alles kans gesien. Maar vir dit wat nou kom, sien hy nie kans nie. En moenie dink Jesus het nie geweet wat kom nie. Die profete het geweet wat kom, want die profete het dit geskryf. Ons kry dit in Jesaja 53 onder andere. Hy het geweet wat gaan met hom gebeur. Hy het geweet hy gaan so vermink word deur die wreedheid van godsdiens, dat hy net vra vir sy Vader, kan hierdie beker maar nie by my verbygaan nie. Jy moet verstaan, hy was volkome mens. In sy vlees was hy mens. Hy was sonder sonde, dit is so. Maar jy sien, Jesus het geweet, hierdie laaste tree wat hy moet gee, gaan so 'n geweldige ding wees, dat geen vlees, wat normale vleesmens is, wat weet wat kom, want jy sien, as jy nie weet wat kom nie, is dit makliker nog om dit te verdra, maar hy weet presies wat kom, want hy is God. En omdat hy weet wat kom, het hy reeds die geweldigheid daarvan beleef in sy gemoed, en nou moet hy daardeur gaan. Maar Jesus bly getrou aan dit waarvoor sy Vader hom uitgestuur het, en dan sê hy, as U dan nie hierdie beker kan wegneem, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil. Vers 43, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Nou daai versterking moes gewees het, niks anders as moed inpraat nie. Die Vader stuur sy engel na sy seun toe, en hy sê, dis nog net 'n kort rukkie. Dit gaan druk deur, byt vas, moenie nou opgee nie. Dis waarvoor jy gekom het. Dis jou doel. En soveel gaan gered word deur dit wat
wat u nou moet deurmaak. En die engel kom en hy versterk hom. En ons, daai versterk het niks te doen met hy het hom nou krag gegee en hy's nou sterk. Nee, hy het hom moed in kom praat om te sê, staan net vas. Moenie nou moed opgee nie, staan net vas. En dit is baie duidelik dat God die Vader reageer op ons gebede. En dis iets wat ons moet leer. In jou tye van nood moet jy bid, want in daai tyd van nood is wanneer die Here jou sal kom versterk. Hy sal jou kom moed gee om deur te maak en deur te gaan dit wat jy deurmaak. Vers 44. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Nou hierdie is nie net 'n toevalligheid nie. Dit wat Jesus hier doen is nie net 'n toevalligheid nie. Jy sien hy moes bloed sweet, want waaroor gaan dit? Hy's in Getsemane. En wat in Getsemane gebeur is 'n bewys van hy sou deur die winepress gaan of deur die oilpress moes gaan. Jy sien sy bloed wat gestort is die bloed van hierdie geweldige godsdienstige gemeng met demoniese druk wat op hom gesit was, dat hy bloed gesweet het. Want jy sien, as jy teruggaan na Jesus se bediening toe, in Johannes hoofstuk 2, dan begin Jesus se bediening, en dan sien ons, hy's by die huwelikseremonie, en wanneer hy by die huwelikseremonie is, dan gebeur daar 'n interessante ding, hy verander water in wyn, sy ma kom na hom toe en sê, hulle het nie meer wyn nie. En dan sê hy vir haar, vrou, wat het ek met jou te doen? My uur is nog nie hier nie. En wat is daai uur? Daai uur is die uur waardeur Jesus nou hier in Getsemane gaan. Wanneer sy bloed, wanneer hy onder hierdie geweldige druk moet gaan, want dis waarvoor Jesus gekom het. Hy moes die evangelie vir ons bring, en dan moes dit alles deur hierdie geweldige wreedheid van godsdiens en die demoniese kragte wat teen hom gekom het, moes hy staande bly onder die druk, onder die pressure wat op hom was, moes hy staande bly, en hy kon nie terugdraai nie, hy moes deurgaan, en dis hoekom hy bloed sweet, en hierdie bloed wat hy sweet is die bewys van die geweldigheid van die druk wat op hom was, die geweldigheid van die wreedheid wat hy moes deurmaak, en nog voordat hy sy bloed gestort het aan die kruis, het hy begin bloed sweet, in Getsemane, die plek waar hy na sy Vader toe draai en sê, as dit moontlik is, laat hierdie beker, hierdie bloed wat nou gestort moet word, laat dit by my verbygaan. Vers 45. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. Jy moet weet, hy het klaar aan sy disippels aangekondig en gesê, dis nou my uur, ek gaan nou vermoor word. Dis nou die uur wat hulle my gaan doodmaak. En sy disippels verstaan nie wat aangaan nie, hulle verstaan nie dat hy God is nie, hulle weet net een ding, en dit is hulle Messias, wat hulle koning moet word, kondig nou aan, hy gaan sterf, en dit maak nie vir hulle sin nie, en hulle is droef, want hulle is met droefheid oorval, en hulle sit daar, en hulle sien hom bid, hulle sien die agony, maar hulle kan niks daaraan doen nie, en dit is heeltemal buite hulle beheer, en selfs buite Christus se beheer, want hy weet, hy moet homself nou oorgee in hulle hande. En dan sê hy weer vir hulle in vers 46, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Staan op en bid. En nou wil ek vandag vir jou sê, die boodskap wat Jesus hier gee hy vir jou en vir my. Want daar gaan tye in jou lewe kom wat die druk vir jou so geweldig gaan raak, wanneer jy gaan staan vir die waarheid en die godsdienstiges gaan teen jou kom, dan moet jy staan teen die druk wat op jou gaan kom. Sodat jy nie versoek word nie. Sodat jy nie toegee aan die druk wat op jou toegepas word nie. Sodat jy nie kompromie maak nie. Sodat jy nie by daai plek kom en sê, ag weet jy wat, dis okay, ek stem nou saam met julle.
Want kan ek gou vir jou sê, ek was 'n paar keer in my lewe daar waar ek so benoud was. Want ek het nie verstaan waaroor dit gaan nie. Maar wanneer jy Jesus se druk verstaan, wanneer jy weet hoekom Jesus hier bloed sweet, dan weet jy, dis die wreedaardigheid van die wat staan vir die bose magte. Goed, so ons gaan dan nou oor na vers 47 toe. En dis die plek waar Jesus gevange geneem word, en terwyl hy nog spreek, kom daar 'n skare. En hy wat Judas genoem word. En nou moet jy verstaan, en ek sê weer, ons het net nou gesê, en die plek wat het Getsemane genoem word, hierso is die plek wat 'n persoon gesê word, en hy wat Judas genoem word. Nou moet jy gaan kyk, hoekom word hy Judas genoem? En dan kom jy agter, dat Judas was baie spesifiek uitgekies vir hierdie rol wat hy nou speel. Wat beteken Judas? Judas beteken, hy's van die stam van Juda, hy's deel van die Joodse beweging wat teen God staan. Hy's die enigste een onder hulle wat deel uitmaak van 'n Fariseërsfamilie, en sy naam is nie verniet Judas nie. Nou kan jy teruggaan na Genesis toe, waar Jakob sy seuns, waar hy sy seuns seën in Genesis 49, dan seën hy vir Ruben, hy seën vir Simeon en Levi, en dan kom hy by Juda, en dan sê hy in vers 8, Genesis 49 vers 8, Juda, jy is dit. Hier's Judas verkoop hom uit. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Hulle sal jou aanbid. Dis waar die Judaïsme vandaan kom. Jou sal hulle aanbid. Jy sal hulle God word. En dan sê hy, jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Hierso is dit. Jou hand is op die nek van jou vyande. Wie is die vyand? Jesus is die Jode se vyand. Juda lewer hom uit. En dan sê hy, voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Want waaroor gaan dit? Hulle buig voor hom. Hulle buig voor die Joodse godsdienstige geloof. En dan sê hy in vers 9, Juda is 'n jong leeu. Hier kom die leeu. Juda is 'n jong leeu. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit. Die veldheerstaf is die lawgiver wat met die veldheerstaf staan en sê, ek maak die wet. Ek bepaal die wet. Hier is ek aanbewind. En dis presies wat hier gebeur. En hierdie Sanhedrin is hierdie Juda, hierdie stam van Juda. Hulle het absoluut beheer van al die stamme gevat. En hier is hulle. Hier kom hulle op die punt. En hier kom Silo. Totdat Silo kom. Silo is Christus. Totdat Silo kom. En aan Silo sal die volke gehoorsaam wees. Nou, wat is hier besig om te gebeur? Hierdie ouens, hierdie Judas, hy tree op namens die Sanhedrin, namens die owerpriesters en die Fariseërs en die hoëpriester en almal. Hy kom in hulle opdrag, kom hy om Silo uit te lewer. Nou, wat is 'n silo? 'n Silo is 'n graanstoor. Julle weet hoe lyk 'n silo. En 'n silo is die plek waar die koring gehou word. En Christus, hy is vol saad. Sy woord is vol. Hy is die silo. Hy is daar waar ons kan gaan voedsel kry. As jy wil brood hê, die brood van die lewe, dan gaan jy na Silo toe. En hier kom Silo, en Silo word uitgelewer. Deur wie? Deur Judas. Deel van die Jode. Hy lewer hom uit. Hy wys hom aan. En dan sien ons, en hy wat Judas genoem word, een van die 12 het voor hulle uitgeloop en nader gekom na Jesus om hom te soen. Want jy sien dit is hoe godsdiens werk. Hy soen jou, maar moenie op hom draai nie, dan maak hy jou dood.
Hy gaan jou met mooi woordjies, gaan hy jou mesmerise, maar moet net nie op hom draai nie, moet net nie teen hom te staan kom nie, dan word hierdie een wat die soene uitdeel, hy word die slang wat jou gaan pik. En dan sê Jesus vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Jy sien, as ons kyk na Psalm 2 gaan oor die hele gedagte van wie is Christus regtig, dan sien ons ek gaan net Psalm 2 lees, want dan gaan jy beter verstaan. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Jy sien, die vorste hou saam raad is die Sanhedrin. Dis presies wat gebeur nou hier dis alles presies wat in Psalm 2 staan, is dit wat nou hier afspeel in Lukas 22. Laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. Van wie af? Met ander woorde, hulle wil die gesalfde verbreek. En dan vers 4 sê, hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Jy sien Jesus, hy lyk asof hy verloor het, maar hy lag. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. En ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. En dis wat gebeur. Die Vader sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion. Want jy sien, hierdie ouens dink hulle is die koning oor Sion. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Daai gegenereer, ek het geboorte geskenk. I birthed him. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel. Met ander woorde, dis wat ons nou net gelees het, in Jakob se seun wat hy uitspreek, totdat Silo kom. Want Silo, hy sal oor die nasies heers. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. Jy sien Silo vat die staf weg by Juda. Hy sal by die Jode die staf wegneem. En ek wil nou maar net weer 'n keer sê, as jy nou vandag nog aan Juda vashou, kan jy nie aan Christus ook vashou nie. Jy moet Juda laat gaan, laat Israel gaan. Israel is niks in niemand nie. Christus is alles. Hy is die een met die scepter. U sal hulle stukkend slaan, vers 9, Psalm 2 vers 9. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Erdepot is, man, ons is net kleipotte. Wat is ek? Wie is ek dan nou? Ek is niks, ek is net 'n erdepot. Vers 10, wees dan nou verstandig, o konings. Word wakker, skrik wakker, gebruik jou verstand. Hy sê, laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien die Here met vrees, juig met bewing, kus die seun. Kus die seun. Jy sien, kus die seun moet jy reg verstaan. Wat beteken dit om die seun te kus? Dit beteken om voor sy voete neer te val, soos die sondares wat ingekom het en sy voete gesalf het en met haar trane gewas het en sy het sy voete gesoen en nie in sy gesig hom gesoen nie. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Jy sien, Judas kom en hy soen Jesus op die wang. Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die seun van die mens met 'n kus? Jou hoogmoed het jou uitgevang, Judas. Jy het nooit voor my gebuig. Jy moes voor my voete kom val het in jou sonde. Maar jy kom en jy lewer my uit met 'n kus, asof jy beheer het van hierdie situasie. Vers 49.
En toe die wat rondom hom was sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom, Here, moet ons met die swaard slaan? Jy sien, Jesus het hulle voorberei vir hierdie oomblik. Hulle het dit nie agtergekom nie, maar Jesus het sy disippels voorberei vir hierdie oomblik. Wou Jesus gehad het, die oor moes afgekap word? Nee. Maar wou sy Vader het dit moes gebeur? Ja. Hoekom? Ons kom nou daarby. En hy moet ons met die swaard slaan. En een van hulle het die diensknegt van die hoëpriester getref en sy regteroor afgekap. En ons weet dat dit Petrus was wat hierdie oor afgekap het. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dit is genoeg. Hou op, dit is genoeg. Een oor word afgekap. Hoekom? Want die Vader wou demonstreer vir jou en vir my om te sê, as jy oor het om te hoor, luister, andersins gaan jy jou ore verloor. As jy deel is van 'n godsdienstige stelsel, gaan jy nie ore hê nie. En dan kom ons, want jy sien wat ons doen, ons wat vir Christus staan. Ongelukkig gaan die woord wat ons spreek, gaan of ore aansit of ore afkap. En Petrus, die een wat die een sou wees waarop Christus sy kerk sou bou, kom. En die een oomblik loop hy ruk die swaard uit en hy skap 'n oor af. En jy sien, dis 'n tweeledige boodskap. Is jy die godsdienstige wat ore afkap, of is jy die een wat vir Christus staan? Wat ore aansit, wat mense help om God se stem te kan hoor. Vir wie tree jy op? Tree jy op vir godsdiens of tree jy op vir Christus? Is jy lewe of is jy dood? En die oomblik toe Petrus hierdie oor afkap, stop Jesus hom en hy sê dit is genoeg. Want jy sien, hulle het vir hom gesê, Here, hier is 2 swaarde, toe sê hy dit is genoeg. Want Jesus het geweet hierdie ding gaan gebeur. Jesus sê gaan koop vir jou swaard. Jesus het nie bedoel gaan koop vir jou fisiese swaard nie. Hy het bedoel jy moet die woord koop. Jy en ek koop die woord. Maar ons koop nie die woord met geld nie. Nou moet ek kan nie myself nou keer nie. Ek moet nou gaan kyk na Jesaja 55. Kom ons kyk wat sê Jesaja 55. Hy sê, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, hy het gesê, gaan koop 'n swaard. Kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Kom, jy gaan nie hoef te betaal daarvoor nie. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Dis die beeld. Jesus laat die oor afkap, want hy sê, hierdie oor wil nie luister nie. En dan wat doen Jesus? Nadat Petrus die oor afgekap het, dan sê Jesus, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Nou, niemand van ons sal weet wat hier gebeur het, maar ek wil nou sê, daai ou het heel waarskynlik na Christus toe gedraai na die tyd. Hy het heel waarskynlik. Dit moes geweldig gewees het, en een oomblik lê jou oor op die grond, en die volgende oomblik sit Jesus dit terug, en hy maak het 100% gesond. En ons het nou nie, geen bewyse nie. Maar ek wil vir jou sê, daai ou het heel waarskynlik teruggedraai na Jesus toe. Vers 52, toe sê Jesus vir die owerpriesters en hoofde van die tempel en die ouderlinge wat teen hom gekom het. Kan jy sien wie hier is? Kan jy sien wie is die ouens wat teen hom opkom? Dis nie die mense probeer voorgee, die Romeine het niks hiermee uit te waai nie. Dit is absoluut die godsdienstige bestel wat hier teen Jesus kom. Toe sê Jesus vir die owerpriesters en die hoofde van die tempel en die ouderlinge wat teen hom gekom het julle uitgetrek soos teen 'n rower met swaarde en stokke? Sien julle my aan vir 'n rower? Want jy sien, Jesus maak dit baie duidelik, dat hulle is die rowers, en hulle is die mense wat met swaarde en stokke kom. Hulle is dit wat die volk slaan, met hulle swaarde en hulle stokke.
Jesus sê in vers 53, dag vir dag was ek saam met julle in die tempel en julle het nie die hande teen my uitgesteek nie, maar dit is julle uur en die mag van die duisternis. Dit is julle uur en die mag van die duisternis. Nou dit is 'n belaaide vers of 'n sinnetjie wat Jesus hier sê. Hy sê, julle het nie die hande teen my uitgesteek nie. Wat wil Jesus daarmee sê? Hy sê, julle dink julle het 'n beheer hier. Julle dink julle het vir 3 jaar het julle probeer om my uit te vang. Julle het probeer om my in die hoek vas te keer. Julle het probeer om my gevange te neem. Met tye het julle probeer om my van die berg af te gooi. Maar weet julle wat? Julle moes wag. Want ek lê my lewe neer. Dis nie julle wat my lewe neem nie, dis ek wat my lewe neer lê. En Jesus sê, julle uur het aangebreek. Wat is hulle uur? Hulle uur is hulle uur van oordeel. Want wanneer jy die Messias kruisig, wanneer jy hom verraai, gaan jy die ewige verderf ingaan. Wanneer jy teen hom kom, sal jy jou uur gaan aanbreek. Die uur van oordeel gaan oor jou kom. Want hy sê, want dit is julle uur en die mag van die duisternis. Want die mag van die duisternis sit agter alles. Die bose magte, die duiwel, het agter hierdie hele ding gesit en die duiwel gebruik die godsdienstiges. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Moet dit nie mis nie. Moenie dink die ou wat so met 'n vroom gesig hier rondloop en wat almal hy's so 'n godsman. Moenie val daarvoor nie. Die ou wat nie bereid is om te staan vir die waarheid nie, is die godsdienstige. Die ou wat nie bereid is om sy troontjie te laat gaan nie, is nie deel van Christus nie. Hy is deel van die Sanhedrin, hy is deel van die owerstes, hy gaan Jesus verloon, en jy kan nie deel van hom wees nie. Moenie jou champion aanbid nie. Staan by Christus, en dis wat Jesus, want hier gebeur 'n geweldige ding, en hierdie ding wat hier gebeur, laat almal hardloop. Want die wreedheid waarmee die magte van die duisternis kom, partykeer teen jou, gaan jou laat jou knie lam maak, en dit gaan jou hande laat slap hang, en jy gaan wil hardloop. Die vyand wil hê ons moet weghardloop. Hy wil hê ons moet bly net eerder stil. Kom ons let's agree to disagree. Dis die man, weet jy wat? Glo jy wat jy wil, ek sal glo wat ek wil. Nee, daar's nie so 'n plek vir 'n gelowige nie. Jy moet sê wat die woord sê. Daar's nie vir jou ruimte om te sê, ag weet jy wat, kom ek en jy verskil met mekaar, maar kom ons stap net met mekaar. Hoe? Want weet jy wat, dis verloning. Dis om Jesus te verloon. Jy moet staan. Jy moet staan vir Christus teen die bose magte wat teen jou gaan kom. En dis wat Jesus hier vir sy disippels gesê het. Julle gaan moet bid, want hier kom 'n wreedaardigheid wat teen julle nie sal kan staande bly nie. Goed. Ons is by vers 54. En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoëpriester. Nou hierdie huis is die paleis van die hoëpriester. Kom ons sê net gou, gaan kyk maar net, waar was hierdie paleis van die hoëpriester? Dan kry ons, dis binne in die stad, binne in Jerusalem was die hoëpriester se paleis, en net 'n klipgooi daarvan af was was Herodes se paleis. So by mekaar. Jy sien wanneer jy in die godsdienstige bestel is, dan beweeg jy baie naby in die wêreld. Asof jy deel van die wêreld is. Maar ons is deel van 'n ander koninkryk. Ons kan nie saam in die wêreld beweeg nie. En dan wil ek ook vir jou sê, bly weg van die politiek af, man. Dit het niks met ons uit te waai nie. Ons is nie hier om politiek te verdedig nie. Ons is nie hier om te kyk, wat gaan nou in Suid-Afrika? Daar's nou 'n straik aan die gang. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Moet tog net nie iets lees in wat jy in die wêreld sien gebeur nie.
Moet tog net nie dink dis God se raadsplan wat besig is om uit te speel nie. Goed, dis 'n preek vir 'n ander dag. En dan sê hy, hulle het hom weggelei en gebring in die huis van die hoofpriester, vers 54, en Petrus het van ver af gevolg. Jy sien, wanneer jy Jesus verloon, dan begin jy op 'n afstand van hom te beweeg. Jy begin op 'n afstand. Jy wil nie te naby geassosieer word met Jesus nie, want pas op, want hierdie wreedaardiges gaan jou, en hy staan op 'n afstand. Hy staan op 'n afstand. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak het, dis nou in die courtyard, en by mekaar gaan sit het Petrus onder hulle gesit. Jy sien, hy sit daar onder die ander. Hy sit by hulle. Hy wil hoor wat sê hulle. Hy wil weet wat is hier besig om te gebeur. Maar hy staan nie by Jesus nie, hy staan op 'n afstand. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit, en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. 'n Diensmeisie van die hoofpriester lewer hom uit. Sy sê, hy's een van hulle. Want jy sien, dis net hoe die vyand werk. Die vyand werk op daai plek waar hy trek almal in sy plan in. Ag, dit is so interessant dat die woord sê dat die vrou moet stil wees in die gemeentebyeenkomste. En vroue mag nie praat nie en alles. En dan kry jy hier 'n diensmeisie van almal wat dan opstaan en sê, hier is hy, vang hom. Hy is die een. En dan sê hy in vers 57, maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. Vrou. Jy sien, hy sê een keer vrou en twee keer man. Vrou, ek ken hom nie. Want jy sien, jy gaan voor daai sisteem, gaan jy Jesus ontken. In daai godsdienstige bestel, gaan jy sê, ek ken hom nie. En kort daarna, vers 58, sien 'n ander hom en sê, jy is ook een van hulle, maar Petrus sê, man, ek is nie. Tweede verloning, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Want onthou, Petrus se stylpraat was Galilees. Dit is 'n dialek. Jy kan nie jou dialek wegsteek nie. Jy sien, ons kan nie Christendom wegsteek nie. Maar Petrus antwoord hom, man, ek weet nie wat jy sê nie. Ek weet nie wat jy sê nie. Want jy sien, dit is hoe, jy sal in 'n hoek gekeer word van tyd tot tyd. Ek het eendag, was ek in 'n kerkhofsaak, was ek op die tapuit, en ek was met vrae gepeper gewees. Want jy sien, dit is wanneer jy vir Christus staan, dan moet jy verduidelik. Hoekom staan jy vir Christus? Verduidelik gou vir ons. Hoekom staan jy vir hom? Nee, julle verstaan nie. Ek staan vir Christus hier. Ek staan nie vir my, ek wil nie myself verdedig nie, ek staan hier vir die woord. Nee, maar verduidelik nou gou vir ons, wat het daar gebeur? Hoekom is dit gesê? Wat? Want jy sien, op die einde van die dag wil hulle hê jy moet jouself verdedig. En dis wat hier gebeur. Hier is 3 partye wat hom aankla en sê, maar jy's die een, en hy bly dit ontken. Maar jy sien, wanneer dit gaan oor Christus, verdedig ek nie myself nie, ek verdedig die waarheid. Ek staan vir die waarheid. Maar ek verstaan nie hoekom julle my bevraagteken nie. Ek staan by hom, by Christus. En dan sê hy vir die derde ou, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het hy aangekraai. Nou, jy kan nou baie negatief en krities wees op Petrus. Ek en jy sal almal dieselfde ding gedoen het. Ons is niks beter as Petrus, maar jy moet een ding verstaan van wat Petrus hier gedoen het. Daar's twee goed. Die eerste ding is, Petrus kon nie saam met Jesus getel gewees het nie, want Christus het verhoed dat hy ook saam met hom gevange geneem was en saam met hom gekruisig was, want hy was die draer van die evangelie wat Jesus aan hom afgelewer het. Hy moes aangaan om hierdie evangelie. Hy was die getuie van wat hy gesien en gehoor het. En hy was nie 'n getuie van homself nie, hy was 'n getuie van Christus, en op daardie oomblik kon hy nie gevange geneem het nie. En die tweede ding wat jy baie mooi moet verstaan, uit wat hier gebeur is dat Petrus het nog nie
die krag van die Heilige Gees wat saam met hom beweeg nie. En nou wil ek vir jou sê, sonder die Heilige Gees is jy niks. Sonder die hulp, die trooster wat saam met jou beweeg, is jy niks. En Petrus het hier baie duidelik gedoen wat hy veronderstel was om te doen, maar hy het enerzijds gesoog onder die druk, maar anderzijds het hy gedoen wat God se plan was met sy lewe. En toe die haan kraai in vers 61, en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. Sit jou in Petrus se skoene. Sit jou in Petrus se skoene. En die Here het omgedraai en hom aangekyk. En nou wil ek vandag vir jou 'n ding sê. En dit is baie belangrik dat jy hierdie woorde moet baie duidelik hoor. En dit is, moenie eendag, wanneer jy voor die regterstoel staan en Jesus kyk jou aan, met oë wat sê, hoekom het jy nie maar geluister nie? Hoekom het jy nie maar gehoor gegee toe ek met jou gepraat het nie? Hoekom het jy nie die knie voor my gebuig nie? Hoekom het jy my verloon? Hoekom het jy my verraai? Moenie dink mooi aan die woorde. Jesus het hom aangekyk, want Jesus gaan ons almal aansien eendag. Jy gaan voor die regterstoel verskyn. En jy gaan voor hom verskyn. En hy gaan jou of verwelkom as deel van sy koninkryk, of hy gaan jou verwerp en vir jou sê, hy gaan jou aankyk en vir jou sê, jy kan nie deel wees van my koninkryk nie. Buig nou die knie voor Jesus. Erken nou dat jy hom verloon en verraai het. Erken nou dat jy hom in die gesig soen en eerder daarvan om sy voete te kus. Want jy sien, dis die groot probleem met die kerk vandag. Ons almal soen Jesus in die gesig. Ag, weet jy wat? Ek en hy is buddies. Ek en Jesus, ek en hy is dieselfde. Ons is almal gode. Ek is 'n klein gooitjie. En dan soen ek Jesus in die gesig en dan hang die oordeel vierkantig oor jou kop. Hou op om Jesus jou vriendjie te maak. Hy's God. Wat 'n vriend het ons in Jesus, is 'n leuen uit die put van die hel uit. As Jesus jou vriend noem, beteken dit nie jy kan hom vriend noem nie. Pas op, dis 'n verdraaiing van die waarheid om te sê, Jesus is my vriend. Jesus is nie jou vriend nie, hy's jou God. En as hy jou vriend noem, beteken dit nie hy's die vriend nie, beteken hy sê, ek sal jou my vriend maak. Jy's nie meer my vyand nie, jy's nou my vriend. Goed. En Petrus het onthou die woorde wat die Here vir hom gesê het, vers 61, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitekant gegaan en bitterlik geween. Want jy sien daar's 'n plek van berou. Daar's 'n plek, ons het almal eers Jesus verloon. Maar daar moet 'n plek van berou kom. Ek sê altyd, daar's 'n verskil tussen berou en spyt. Moenie spyt wees nie, hê berou. Want berou is daai plek waar jy ek dink so aan daai skrif, ek dink is in 2 Korintiërs, ek dink is 2 Korintiërs 7. Ek gaan dit gou lees, ek moet dit nou lees. Hierso staan dit, 2 Korintiërs 7 vanaf vers 8. Want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Want Paulus skryf hier, hy in sy vorige brief het hy die Korinte geweldig aangevat. Hy sê, al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie,
julle bedroef gemaak het. Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Dis die verskil tussen Petrus en Judas. Hulle albei was bedroef, maar die een was spyt en die ander een het berou gehad. Hy sê, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Want jy sien, wanneer jy berou het, dan kom jy by onberoulike bekering tot redding. Dan gaan jy nie jou bekering berou nie, jy gaan dankbaar wees jy het jou bekeer, jy gaan dankbaar wees jy het berou gehad, want dis Petrus hier, Petrus het berou gehad, hy het bitterlik geween, want jy sien, ek sê weer, daar's verskil tussen berou en spyt. Judas Iskariot is spyt uit Jesus uitverkoop, en dan gaan pleeg hy selfmoord. Petrus gaan een kant, en hy het bitterlik geween. God het dit gesien. God sien berou raak. Die vraag is, het jy berou tot bekering, of is jy spyt jy is uitgevang? Ek is by die laaste gedeelte van hoofstuk 22. En die manne wat Jesus, vers 63, en die manne wat Jesus gevange gehou het hom bespot en geslaan. En hulle het hom geblinddoek en hom in die aangesig geslaan en hom gevra en gesê, profeteer wie dit is wat u geslaan het. En baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. Maar jy sien as jy, dis wat godsdienst doen. Godsdienst slaan Christus in die gesig. En ek sê dit nou vandag vir jou, dat dit wat jy na hulle toe bring, gaan hulle in die gesig slaan. Hulle sal dit 'n bespotting daarvan maak. Hulle tot vandag toe word Christus in die gesig geslaan. Ek bedoel, dink net mooi aan hierdie hele beweging wat nou toelaat dat mans met mans trou en selfs in die kerk, hulle maak 'n absolute bespotting van Christus. Hulle slaan hom tot vandag toe nog in die gesig. Nee, maar dis nie een man, een vrou nie. Dis nou mans en vrouens met vrouens. Ons trou hulle. Ons laat hulle toe om op ons preekstoele te staan. Ons laat 'n gay persoon op die preekstoel staan. En durf jy nou net waag om nie iemand te trou wat gay is nie? Ons sal jou in die tronk laat gooi. Want jy sien, dis wat gebeur. Ons slaan Christus in die gesig. Ons maak 'n bespotting. En weet jy wat, jy dink jy kan sy oë toemaak met jou bespotting. Jy maak nie sy oë toe nie, jy weet wie jy is. En jy gaan met groot skok agterkom, wanneer jy eendag voor die regterstoel staan, dat hy al die tyd gesien het, al dink jy maak sy oë toe. Ons kan nie God se oë toedruk nie, al dink ons kan. Ons druk nie sy oë toe nie. Want jy sien, hulle is hier besig. Hulle bespot hom, hulle slaan hom. Hulle blinddoek hom. En dan verwag hulle van hom om te sê profeteer nou. Want jy sien, dis wat hulle doen. Hulle slaan ons en dan sê hulle, nou oké, kom nou, jy kom ons nou met die waarheid, jy profeteer ons nou vir ons. So wanneer hulle ons nou met hulle leuns slaan, dan sê hulle, so wat sê jy nou daarvan? Nee, maar ons het 'n ander waarheid as julle, so vertel jy nou vir ons. Dan kom hulle met hulle leuns, en dan slaan hulle jou met die leuns. Nee, maar dis wat daar geskrywe staan, en nee, dis wat daar geskrywe staan. En so kom hulle, en dan verwag hulle jy en ek moet onsself verdedig. Maar weet jy wat, jy moenie geblinddoek wees nie. Pas op, jy moet Christus leer ken, sodat jy die waarheid kan verdedig. Want jy sien, jy gaan met tye, gaan hulle jou in 'n hoek probeer dryf, soos wat hulle Christus in die hoek probeer dryf het. Jy sien, jy kan nie die waarheid in die hoek dryf nie. Ek het dit al hoeveel keer gesien. Hulle kom met hulle leerredenasies van, ja, maar glo jy dan nou dit, en glo jy dat, en dan sê, maar kom ek wys vir jou wat sê die woord. En die oomblik as jy dit doen, dan weet hulle nie wat om te doen nie. Dan is hulle in die hoek vasgekeer, en dan sê hulle, ag, los het. Ek het dit al hoeveel keer gesê, kom ons los dit net. Want jy sien, hulle het nie antwoorde nie. Baie ander dinge, vers 65,
Baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. Want wat is laster? Laster is om God se woord te verdraai. Laster is om God se woord te verdraai. Dis wat laster is. Hy sê een ding, jy sê aan. Hy het dit gesê, nee, hy het dat gesê. God se woord sê dit en dan kom jy en jy sê nee, dis nie wat die woord beteken nie, dis wat dit beteken. Baie voorbeelde, baie voorbeelde. Soos onder andere hierdie hele Israel beweging. Dis wat die woord sê. Nee, dis nie wat die woord sê nie. Dis wat jy sê die woord sê. Want jy sien hulle blinddoek mense. Hulle dink hulle kan Christus blinddoek. Hulle dink hy sien nie. En hy sien alles. Die vraag is, wat sien jy? Is jy die een wat blind rondloop? Of het jy genoeg waarheid, dat selfs wanneer hulle jou blind doek, kan jy in die waarheid staan? Selfs wanneer hulle jou in die gesig slaan, kan jy vir die waarheid staan? Vers 66. En toe dit dag word, het die oudstes van die volk, hier is ons dit, die owerpriesters en die skrifgeleerdes vergader en hom voor hulle raad gebring. Jy sien, dis wat hulle doen, hulle bring jou voor rade. Oh, we've got you. Ons het jou. En hulle bring vir Jesus voor die raad, asof die raad gaan bepaal. Hulle gaan bepaal, hulle bepaal jou en my, die Engelse woord is feit, hulle bepaal die oordeel oor ons. Hulle bring Jesus voor die raad en sê, as u die Christus is, sê vir ons. Sê vir ons, want jy sien al wat hulle wil hê, is hy moet dit erken. Want as hy dit erken, dan kan hulle mos sê, 'n man in die vlees is God. Sê vir ons dat u die Christus is. En hy antwoord hulle, en Jesus het hulle maar net altyd in die hoek gehad. Want jy sien, dit is hoe die woord werk. Die woord sal jou altyd uitslaan. Die woord is sterk, is kragtig en is sterker as 'n enige tweesnydende swaard. Jy sien, die woord sal altyd wen. Die woord wen vir my. Die woord, ek is nie die wenner nie. Die woord wen. Die woord is die oorwinnaar in ons lewe. Ons moet net met die woord werk. Jy sien, jy het nie ek verdedig my nie met 'n fisiese swaard nie. Ek verdedig my met die swaard van die woord. En dan antwoord hy, as ek vir u sê, sal u dit nie glo nie. En as ek vra, sal u my nie antwoord of loslaat nie. Jy sien, Jesus sê, as ek vir jou sê, sal jy dit nie glo nie. En as ek jou vra, sal jy my nie antwoord of loslaat nie. Jy sien, dis 'n catch-22. En dis presies wat hulle doen. Jy gee die antwoorde en dan, hy gaan jou nie laat wegkom nie, maar hy gaan dit ook nie erken nie. So hy erken dit nie, maar hy gaan jou ook nie laat wegkom nie. Hy gaan net by daai plek kom waar hy sê, dis 'n catch-22 die hele tyd. Wanneer jy met godsdienst te doen het, is daar nooit klinkklaarheid nie. Dis altyd 'n verdoeseling. Ja, maar dit en ja, maar, okay, kom ons praat nou eers weer oor dit. En dan kry hulle nie antwoord vir dit en dan praat hulle, nee, maar kom ons praat, jy sien, dis kom hulle omseil, hulle is soos slange. Hulle is soos die duiwel, die bose, hy omseil. En dis presies wat die Bybel van praat. Dit is, hy praat, hierdie ouens wat nou besig is om Jesus so te omseil, is presies wat hy vir hulle gesê, you're a brood of vipers. Julle is 'n addergeslag. Julle gaan my tog nie antwoord of loslaat nie. En dan sê Jesus, hereafter, hierna, nie van nou af nie, die woorde moet wees, hereafter, hierna sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. Hierna sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. Wat sê hy daarmee? Hy sê, ek gaan langs my Vader sit op my troon. En dit was vir hulle die doodslag. Jesus sê hulle, en hulle sê almal, is u dan die Seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek is. Hoekom sê Jesus dit? Hoekom sê Jesus, u sê dat ek is?
En dan klink dit asof Jesus sê, net die feit dat jy my gevra het. Nee, dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, u sê dat ek is. Alles wat hier besig is om af te speel, het julle bewys dat ek die seun van God is. Hoekom sê hy so? Want dit is voorspel. Dat alles wat nou met my gebeur, is 'n voorspelling wat in julle midde besig is om uit te speel. En omdat julle doen aan my wat julle doen, sê julle daarmee, ek is die seun van God. Dis wat Jesus vir hulle sê. Julle aksies, julle manier hoe julle met my werk, die manier hoe julle my ridicule, die feit dat julle my in die gesig slaan, die feit dat julle my geblinddoek het, die feit dat julle my die onskuldig hier laat staan. Alles is 'n bewys dat julle daarmee sê, ek is die seun van God. En hulle sê almal, en daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig? Want ons het dit self uit sy mond gehoor. Jy sien, natuurlik is Jesus die seun van God, maar weet jy wat? Hy is so vlijmskerp, dat hulle sal nooit kan sê, maar ons het nie geweet nie. Hy sê, julle aksies sê ek is die seun van God. Hy sê, julle is klaar skuldig. Julle is klaar skuldig. Julle, die beskuldiging wat teen julle staan, bevestig julle nou, deur dit wat julle aan my doen. En daarom sal julle die oordeel nie vryspring nie, want julle wil nie hoor dat ek is die seun van God nie. Julle wil hoor, ek sê ek is die seun van God, sodat julle iets teen my kan hou. Jesus kon lankal vir hulle gesê het, hy is die seun van God, want hy was die seun van God. Maar jy sien, hy gebruik hulle woorde teen hulle, om hulle te oordeel, omdat hulle in alles wat hy gedoen en gesê het, nie kon erken en kon raak sien, dat hy die seun van God is nie. En ek wil nou vandag vir jou sê, as jy deel is van 'n godsdienstige systeem, nou jy kan nou sê, nee, ek sê in die vernuwingskerk, hulle is net so godsdienstig verkeerd. Hulle het net so hulle eie godsdienst besig. Daai vernuwingsding van, want weet jy wat is die probleem? Is as jy die gesag van Christus op jouself neem. Ek is hier die een, ek is die groot stem hier, en hy help jou nie om Christus te leer ken nie, dan het hy die gesag op homself geneem, dan is hy net nog 'n hoëpriester. En hy het die hoëpriesterskap van Christus ontneem, op homself geneem, en jy loop agter hom aan. My vraag is, die ou vir wie jy sit en luister, help hy jou om agter Christus aan te gaan, of help hy jou om agter hom aan te gaan? En die volgende vraag wat jy vir jouself moet antwoord is dit wat hy verkondig, is dit waarheid of is dit sy waarheid? En dit is die fout met godsdiens. Godsdiens maak sy eie waarheid op. Hy besluit, dis afgoderry, hy besluit die Jesus wat hy wil dien, gaan lyk soos wat hy wil hy moet lyk. Jy sien, ons kan nie Jesus verander nie, ons kan nie die woord verander nie, ons kan nie die woord aanpas, sodat ons 'n groter gevolg het wat agter ons aankom nie. En is dit nie maar duidelik, dat wanneer 'n mens waarheid verkondig, dan is jou, ek wil nie sê following nie, want dit is 'n verkeerde woord, want mense moenie die een wat waarheid verkondig volg nie, hulle moet Christus volg, maar wanneer iemand waarheid verkondig, dan raak die ou groepie al hoe kleiner en al hoe kleiner. Hy raak nie groter nie. En kan ek gou vir jou sê, as jou gemeente by daai plek is om te kyk hoeveel mense hulle het, is jy klaar in die moeilikheid. Want die massas loop nie agter Jesus aan nie. En Jesus sal hom nie aan die massas toevertrou nie, hy het dit gesê met soveel woorde. Ek sal my nie aan julle toevertrou nie, want julle volg my vir die tekens wat julle gesien het. Julle wil net dit hê wat ek vir julle vir hierdie lewe kan doen. En dan kom jy sal agterkom, partykeer staan jy stoksiel alleen, soos wat Jesus hier stoksiel alleen gestaan het. Partykeer draai jou hele familie op jou, jy staan stoksiel alleen. Hoekom? Want die waarheid isoleer jou partykeer. Die waarheid bring jou op die plek waar jy so, en dis wat Jesus vir sy disippels gesê het, pas op dat julle nie versoek word nie.
Want wanneer jy om jou gaan kyk, daar staan Petrus. Petrus sit tussen hulle. Hy sit nie by sy manne nie, hy sit nie by Jesus se disippels nie, hy sit tussen hulle. En wat doen hulle? Hulle begin onmiddellik om uit te haal, begin om onmiddellik te beskuldig. Het jy nie saam met hom geloof nie? En dis wat hulle aan ons doen. Wanneer ons saam met Jesus stap, dan sê hulle, hy is deel van 'n sekte. Hy, bly weg van daai ou af, moenie met daai ou assosieer nie. En as jy weer om jou kyk, staan jy alleen. En dis die pad van waarheid. Die pad van waarheid isoleer jou. Ons kom uit die stad uit. Jesus het nie in die stad, hy het hom nie met die stad vereenselwig nie. Gaan buite die stad. Wees buite godsdiens. Bly weg. Isoleer jouself. Of nee, wees so naby aan Christus dat dit jou sal isoleer. En dan vertrou jy hom vir nog broeders en susters wat uitgestoot en uitgestamp word, omdat hulle vir die waarheid staan. Amen.